Op 1 vers 21, hy het gesê, toe ek gebore is, het ek met niks in hierdie wêreld ingekom nie. As ek uit hierdie wêreld uitgaan, sal ek weer sonder enigiets weggaan. Wat ek het die Here vir my gegee. Die Here het dit ook weer weggevat. Die Here moet geprys word. Okay, ek is Karen Pretorius, ek kom oorspronklik van Richards Bay af. Ek bly die afgelope jare en 'n half in Virginia op Harmony plaas. Wiepke en Lienke, ons het 'n klub begin, No Rules MCC, 'n motorfietsklub. Ek en my man, maar baie jare terug. So dit is al 'n redelike groot klub. Ons het baie klubs oor die land. En my kinders ry al fiets vandat hulle 5 jaar oud is. Het ons vir hulle motorfietsse gekoop. So hulle is baie goed met die motorfietsse. Hulle is baie gemaklik met die motorfietsse. En dit was op Lienke se 22ste verjaarsdag. Toe Wiepke die aand, kyk, Wiepke het geswat, hy was 'n chartered accountant gewees. Toe moes hy 'n taak inhandig vir BCom regte. Toe swat hy BCom regte. Hy het net gewag vir Lienke om klaar te maak met haar onderwysgraad. Toe sê hy is bietjie verveeld, so hy gaan BCom regte swat. So hy was my slimkopkind gewees. Toe dien hy 'n taak in. Hulle het altyd vir professor Jordaan in onkologie gewerk. Toe dien hy 'n taak in die aand en hy het so 11 uur se kant het hy huis toe gery. Nou dit was op Lienke se 22ste verjaarsdag. Nou as ek vir jou moet sê wat het gebeur, dan weet ek nie regtig. Hy het rooi gevat en ons dink hy was maar moeg. Dit was laat in die aand. En toe val hy. En toe staan hy 'n paar langs die pad. En hy het onmiddellik sy nek gebreek. Maar hy het niks rarig mankeer nie. En toe ek nou vir Lienke sê, toe sê Lienke vir my, mamma, jy moet weet, hy gaan my kom haal. En hy gaan my langs die sypaadjie kom haal. Toe sê ek vir jy kan nie dit vir my sê nie, want ek kan nie nog 'n kind verloor nie. En dit was die 8de April. En die 5de Oktober, die aand, toe bel hulle my, toe sê hulle vir my, Lienke was 'n ongeluk. My man het die foon geantwoord. En toe ek in huis toe ry, toe het sy met haar motorfiets ook geval. En toe lê sy regtig langs die sypaadjie. Sy is ook op slag dood. Daar was nie ander mense by betrokke nie, so dit was net hulle gewees. Dit is nou nogal 'n groot skok vir 'n mens, maar hulle het gegaan soos wat hulle gelewe het. Daai Saterdag aand voordat my seun geval het iemand nogal vir hom gevra, is jy nie bang nie? En sien maar jy gaan dood nie. Toe sê hy, as ek so doodgaan, dan gaan ek dood die gelukkigste wat ek kan wees. So ek het berusting daarbey. Dit het my man nogal baie hard geslaan. Ons het 'n besigheid gehad op daai stadium. Wat dakke gedoen het, industriële dakke. En my man het nogal, en ek het, en hulle is in 2017 oorlede, my kinders. En in 2017 Januarie maand toe sê my seun vir my, hoekom werk mamma nie meer nie, want jy gooi duisende rande weg, maar ag, jy is in elk geval te oud, jy gaan nie meer werk kry nie. Jy sê, toe wip ek my daarom daar, en ek kry toe weer vir my 'n werk, net die volgende dag, net vir hom te wys, en dit was ons bout. Dit was regtig ons bout. Ek dink, die Here het al daar klaar begin werk aan 'n plan. Dis nou maklik om al hierdie goed te sê in hindsight, agterna. Mens weet dit nie onmiddellik dan nie, maar as ek nou vandag moet terugkyk, dan kan ek dit nou sê. Ek dink die Here het al daar geweet wat gaan gebeur. En hy het ons al op 'n manier voorberei. En my man het dit verskriklik swaar gevat. Verskriklik swaar. So swaar dat ons op 'n stadium amper ons besigheid verloor het. Maar as hy nou maar 'n afdaggie gehad het, dan het ek nou miskien maar 'n goeie dag gehad. En as ek dalk 'n slegte dag gehad het, het hy dalk 'n goeie dag gehad. Maar dit vat maar 'n tol op 'n huwelik. Ek dink daar's twee dinge wat met 'n huwelik kan gebeur. Of dit bring jou baie nader aan mekaar, of dit dryf jou van mekaar af weg. In ons geval was ons baie gelukkig. Dit het ons regtig baie nader aan mekaar gebring. En ek dink ons huwelik was sterker as ooit. Die motorfiets is ons lewenswyse gewees. Definitief. Nee, my kinders is regtig dood terwyl hulle iets gedoen het wat hulle geniet het. Ek kan nie sê my kinders is dood aan 'n ongeluk en dit was iemand anders se skuld nie, of iemand het hulle vermoor nie, of hulle is dood soos wat hulle geleef het. Hulle het
my kinders was geliefd en hulle was gelukkig en ek dink toe hulle oorlede is die aand wat want hulle is altyd in die nag oorlede. So ek dink in die aand wat hulle oorlede is, het hulle met 'n goeie hart. Was hulle met 'n goeie hart oorlede. Ek dink nie dit was vir hulle aaklig gewees nie. Dit was in elk geval vinnig genoeg so. Ek glo nie hulle het werklik tyd gehad om daaroor te dink nie, as ek dit nou so kan sê nie, maar nee, ek is nee. Motorfietsen, ek dink die mens word 'n biker nie. Jy is 'n biker of jy is nie 'n biker nie. Ons was biker. Ek is nog steeds ene. Ek doen dit nie meer nie, want ek dink nie dis iets wat ek alleen nog wil doen. Dit was iets wat ons as 'n gesin saam gedoen het. My man het 'n bietjie van hy het sy roses gehad. Dis amper soos hulle behandel dit soos wat hulle velkanker behandel. So hy drink chemopille. So met die COVID was ons nou baie versigtig. Ons was eintlik oorversigtig geweest, niks gedoen nie en ons het nêrens heen gegaan nie, want sy gestel was baie af en ons het nou geweet sy immuniteitstelsel is nie te goed nie. So Januarie 21 toe hy het vir die hele COVID nie pille gedrink nie die chemopille gedrink nie. In Januarie 21 om een of ander rede toe drink hy die pille. Ek weet nou nog, hy het nooit vir my gesê hoekom nie, ek het ook nie geweet dat die pille gedrink tot daarna nie. En toe word hy siek en hy sê vir my hy dink hy het COVID. En ek sê vir hom nee man, ons was nêrens nie, jy kan nie COVID hê nie. Hoe kan dit wees? En ons gaan na my dokter toe en toe die dokter ons sien, toe sê die dokter vir hom jy gaan hospitaal toe, definitief. En hy kyk vir my en hy sê vir my ek sê vir jou jy het ook COVID. En ek sê vir die dokter as jy nou anders moet kyk, hoe lyk hy vir jou? Toe sê hy vir my 50-50. Toe weet ek, yes, ons gaan 'n opdraande stryd hê. Toe sy hospitaal toe die 12de Januarie en eers toe ek 'n stryd met die Here. Toe sê ek vir hom, asseblief laat hy net uit die hospitaal uitloop. Ek sal hom op enige manier aanvaar. Ek gaan nie omvat nie. Ek sal hom laat hy asseblief net uit die hospitaal uitloop. Dan is hy oorlede die 31ste Januarie. En hy het uit die hospitaal uitgeloop. Miskien nie soos wat ek wou gehad, hy moet saam met my uitloop nie. Maar hy het saam met die Here daar uitgeloop. Dit weet ek in my hart. Definitief. Om so verlies te verwerk, dink ek, dit is 'n besluit wat 'n mens definitief moet neem. Dit is nie net, jy gaan elke dag aan en jy aanvaar en jy moet definitief besluit ek is positief, of ek is 'n positiewe mens uit natuur uit, ek is nie 'n negatiewe mens uit natuur uit nie. Maar as ek dan bedink aan die mense in die Bybel, aan Noag, wat 'n groot stryd gehad het, en hy die Here onvoorwaardelik aanvaar, aan Job, wat 'n baie groot stryd gehad het, wat in een dag absoluut alles in sy lewe verloor het. Wie is ek om te sê, hoekom nie ek nie? Wat maak my anders? Wat maak my, hoekom sal die Here dit nie met my doen nie? Hoekom is ek so spesiaal dat dit nie met my sal gebeur nie? Daarbij sê ek nie, ek het nie 'n stryd gehad en ek het baie vrae om te vra. Ek sê altyd, as ek eendag die Here moet ontmoet, dan gaan ek hom nog vra. En ek glo die Here het 'n hemelsin. En ek glo hy sal my kan antwoord, hy gaan vir my kan sê. Maar die Here het in hierdie laaste jaar, veral die laaste jaar, het hy soveel goed in my lewe laat gebeur. Soveel goed wat ek daadwerklik weet, daar is 'n Here, sonder enige twyfel. Dat ek nie verbitterd kan raak nie. Dit is nie regverdig nie. Daar's baie mense wat 'n baie hartseer lewe as ek het. Kyk, ek dink nie daar's iets erger wat met mense kan gebeur as om jou kinders te verloor. Ek kan 'n ander man weer lief hê, of mense ma en pa se mens voorberei om te begrawe, maar mense kinders is jou enigste ding wat 'n mens in jou lewe het wat joune is. Nie joune is nie, ons bly almal die Here se, maar wat in 'n mate net joune bly, wat jy nie kan afstaan aan iemand anders nie. So mens kan nie verbitterd raak nie. My hartseer is so klein teen baie ander mense se baie groot hartseer. Dat hoe kan ek vir die Here, hoe kan ek kwaad wees vir hom? Ek kan nie. Hy laat soveel goeie goed in my lewe gebeur. Hoe kan ek vir hom kwaad wees? Toe ek nou in Richards Bay gebly het, kyk, Richards Bay is my baie herinnering. Ek het 50 jaar daar gebly. My ma is oorlede daar, my kinders is oorlede daar, my man is oorlede daar. En ek het werklik nie geweet, moet ek bly en waartoe moet ek gaan, en as ek trek, waartoe moet ek trek nie, en wat moet ek doen nie. En toe bel my niggie so uit die blou uit en sê vir my, kom plaas toe. Nou, ek het plaas toe gegaan, waar anders wil 'n mens bly as op 'n plaas. Ek bly by die mooiste plaas, met die mooiste rivier. Ek het 6 pragtige hondjies wat sommer op die plaas bly. So, en dis 'n klein plekkie, en mense gee nog om vir 'n mens daarso. So, ek dink die Here het my so toe gevat om vir my te sê, daar is uitkoms.
Ek kan nie net altyd in die slegte dinge vaskyk nie. Die lewe gaan voort. Al is dit net daar om een kind te help by die skool waar ek nou skool hou, dan het ek my doel bereik, definitief. Ja, wat my hoop gee, is dat ek hoop, as tyd kom, dat ek definitief die kinders, my man, my ma daar sal sien. Dat ek weet dit gaan nie wees soos wat dit hier op aarde is nie. Maar laat 'n mens weet, dis daar. Ek weet die mens gaan na die Here toe en ek weet dit gaan dan nie meer regtig mens saak maak nie. Want ek bedoel, wat wil 'n mens anders hê? Mens wil net na die Here toe gaan, maar dis soos ek sê. Ek het nog gesê my man moet saam met my daar uitloop, maar hy het saam met die Here uitgeloop. En as my man tussen my moes kies en tussen die Here moes kies, dan kan ek hom mos nie kwaadlik nie, maar dat die Here gekies het. Ek kan mos nie van kwaad mens daaroor nie. So ek hoop as ek eendag in die hemel kom, alhoewel dit nou vir my belangrik is, gaan dit seker dan nie meer vir my belangrik wees nie, maar dit hou my ten minste aan die gang. Dit gee my dan 'n lifeline, as ek dit so mag noem. My juwele kom al van jongs af. Ek hou van goue juwele. Ek het altyd goud gedra. En vir my dogter gesê, toe sy nou so by 18 is, sê ek vir haar, ek heb goue juwele, so ek gaan dit vir jou gee. Toe sê sy, ag mamma, ek hou nie van goud nie. Toe ek, okay, ek maak nou al hierdie dier juwele bymekaar en nou hou sy nie daarvan nie. Sê ek, okay, ek gaan dit vir my seun gee, vir Wiepke gee. Dis sy vrou eendag het, toe sê ek gaan dit afhaal, want dan weet ek sal silwer koop. Want ek het baie goud, soos wat ek silwer het, soveel goud het ek ook. Toe haal ek dit af en toe begin ek vir my silwer juwele koop. Maar baie van die silwer juwele wat ek tans aan het is Wenke sinne en het sy gedra tydens haar ongeluk. So dis my baie persoonlik, dis my baie dit laat my nog naby aan hulle voel. As dit sin maak, dit laat my naby aan hulle voel. So my juwele gaan maar meerendeels oor Lenke, oor my kinders en ja, ek slaap met almal en ek bad almal en ek swem met almal en oral waar ek gaan vra die mense maar daaroor, maar sonder my juwele is my mond ook toe. Dit moet ek ook daarom eerlik sê. Dan is ek ook nie Karen nie. Stuur jou getuienis na getuig@lig.co.za.